Hallo en welkom. Vandag duik ons so bietjie in die geskiedenis van Osaka se hawe. Ons het 'n klomp bronne hier van Tuka se tyd tot nou. Ja, die idee is om daai verborgene stories en dalk 'n paar juweeltjies vir jou as reisiger of geskiedenis-entoesias uit te lig. So kom ons spring weg. Goed, ons kop af lank gelede. Die area was Setsu genoem, né? Die land wat die hawens beheer. En die groot naam was Naniwa hawe. Presies, en wat nogal interessant is, Naniwa was nie net een spesifieke kaai of so iets nie. Nee, die bronne sê, dit was eintlik 'n netwerk van landingsplekke. By die riviermondings, jy weet, gekoppel aan die ou Kawachi meer. 'n Netwerk. So meer informeel amper. Ja, dit wys hoe daai vroeë ekonomie maar stad gemaak het op verskeie kleiner plekke om toegang te kry. Later eers in die middeleeue het Watanabe hawe belangriker geword. Watanabe hawe, naby vandag se Tenmabashi, reg? Dis hy, ja, en dit was veral 'n groot ding vir pelgrims. Pelgrims. Vertel bietjie meer, hoekom jy's daar? Wel, dit was 'n hoofvertrekpunt vir mense op pad na heilige plekke soos die Shitanoji tempel en ook die Kumano Kudo roetes. Kumano Kudo, ja. En by Shitanoji self, daar's mos daai spesifieke storie wat 'n mens amper vandag nog kan aanvoel, die geloof oor die westelike poort wat na die paradys lei. Ja, daai Nisokan praktyk, mense het sonsondergang daar gaan aanbid. Jy weet, vir verlossing. Stel jou dit voor, die atmosfeer, eeuse mense wat daar staan met daai hoop. Dis nogal 'n kragtige beeld. Sjoe, definitief iets vir 'n reisiger om te gaan beleef. Nou, van vorming gepraat, die landskap self is gevorm, né, deur mense. Absoluut. Kyk, vanaf die Edo-periode het hulle begin om reuse stukke land van die see te herwin. Hulle noem dit Shinden. En hier's die ding wat my regtig getref het uit die bronne, die skaal daarvan, 1/3. Dink net, 1/3 van vandag se Osaka-stad was eens water. 1/3? Dis ongelooflik. 'n Ingenieurswonder uit daai tyd. Ja, nee. En is figure soos Kawamura Seike, wat daar groot rol gespeel het. Dit alles het Osaka gehelp om daai bynaam te kry, die nasie se kombuis. Maar daai groei het seker ook nuwe probleme gebring, veral toe Japan oopmaak in die Meiji-era. Presies, skielik was daar groot internasionale handel, maar die bestaande rivierhawe by Kawaguchi, te vlak. Daai nuwe groot stoomskepe kon eenvoudig nie inkom nie. So, wat doen hulle toe? Wel, dis toe hulle hulp van buite kry, die Nederlanders. Hulle was mos wêreldbekend vir waterbestuur. Die Nederlandse ingenieurs, natuurlik. Ja, manne soos G.A. Asher en veral Johannes de Rieke, hulle ontwerpe vir 'n moderne diepseehawe het basies Osaka se ekonomiese toekoms gered. En daai verbintenis met die water, dis selfs in die stad se simbool, die embleem, vasgevang. Heel korrek. Die Miyotsukushi, dis mos so 'n ou waterwegmerker wat die veilige kanale aandui. Hulle het dit gekies om juis daai band met die hawe te wys. Snaaks genoeg, daar was glo 'n groot debat daaroor. Ja, wat was die alternatief? Hierdie Yushi Toyotomi se Kalba-standaard, daai simbool van sy mag en opkoms, dit het amper gewen, glo dit as jy wil. Sjoe, dis nou 'n lekker stukkie trivia. So die hawe wen toe. Maar die 20ste eeu bring toe weer sy eie uitdagings. Al was daar vooruitgang. Ja, beslis. Daai groot pier byvoorbeeld, dit is met groot fanfare gebou, maar, ironies genoeg, dit was voor lank meer 'n gewilde plek vir ouens om vis te vang, as vir groot skepe om aan te dok. Dit was blykbaar moeilik om te gebruik. Tipies. En toe kom die oorloë. Ja, die Tweede Wêreldoorlog het natuurlik grootskaalse vernietiging gebring. En daarna was die hawe vir jare lank nog gevaarlik weens seemyne. Heropbou was 'n reuse taak. Maar hier's 'n interessante kinkel. Tyfoon Jane in 1950. Dit was rampspoedig, ja. Maar dit het ironies genoeg die planne laat versnel om grondvlakke op te lig, om die stad te beskerm teen toekomstige insinking en vloede. So selfs uit 'n ramp kom daar soms iets onverwags positief. Kan 'n mens sê. En na daai herstelperiode, toe verander alles weer. Dramaties. Hoe so? Die Houer Revolution,
die koms van die eerste houerskepe in 1967. Hulle noem dit soms die Showa se swart skepe. Showa se swart skepe, ek hou daarvan, soos Commodore Perry, maar verhandel. Presies daai idee. Dit het die hawe weer fundamentaal verander. En dit het gelei tot die ontwikkeling van heeltemal nuwe areas, soos Nankou. Nankou, met die Port Town woongebied en daai ikoniese rooi brug. Die Minato Ohashi brug, dis hy. Moderne fasiliteite vir 'n nuwe era. So as ons nou alles so saamvat, van daai antieke riviernetwerke en pelgrimsroetes, tot die maak van nuwe land, die Nederlandse ingenieurs, die oorlogstyd en rampe, en dan die skuif na reuse houerskepe. Osaka se hawe vertel regtig die storie van die stad self, né? Dis merkwaardig. Dit onderstreep dit perfek. Die hawe is nie net 'n klomp dokke en krane nie. Dit is so 'n deel van Osaka se DNA, sy geskiedenis, sy kultuur, selfs hoe die stad fisies lyk, als gevorm deur daai wisselwerking met water. Presies. So, die volgende keer as jy dalk by daai moderne besige waterfront staan, onthou die laag van geskiedenis onder jou voete, die herwonne grond, die echo's van ou waterwee, die stories van pelgrims, handelaars, ingenieurs, almal wat die gebou het. Wat dink jy staan vir jou die meeste uit in hierdie hele verhaal van water en wilskrag? Dis iets om oor na te dink. Tot volgende keer.